Hallo almal en hartlik welkom. Vandag gesels ons oor iets wat regtig belangrik is. Iets wat elkeen van ons wat in 'n werkswinkel werk moet weet. En dit is noodhulp. OK, kom ons dink gou vir 'n oomblik hieroor. Stel jou voor, jy's besig met jou projek in die werkswinkel, alles gaan goed, en dan, skielik, kry een van jou maats seer. Wat nou? Wat is die heel eerste ding wat jy moet doen? Dis 'n groot vraag, né? Wel, vandag gaan ons presies daardie antwoord kry. Kyk, die waarheid is, maak nie saak hoe versigtig ons probeer wees nie, ongelukke kan gebeur. En dit gebeur vinnig. Dis net deel van die lewe, veral in 'n besige plek soos 'n werkskakel. En dis presies hoekom ons hieroor praat. Ons leer van noodhulp sodat ons presies weet wat om te doen sodat ons kan help wanneer dit die nodigste is. Goed, so ons weet ongelukke kan gebeur. Maar wat presies is hierdie ding wat ons 'n noodhulp noem? Kom ons kyk 'n bietjie dieper. Want om voorberei te wees, wel, dis die heel beste manier om seker te maak almal bly veilig. So, die woord noodhulp. Wat beteken dit nou eintlik? Dis eintlik baie eenvoudig. Dink daaraan so. Noodhulp is die heel eerste vinnige hulp wat jy gee aan iemand wat seer gekry het. Dis daai belangrike goedjies wat jy doen in die eerste paar minute, nog lank voor 'n dokter of selfs 'n onderwyser daar kan uitkom. Reg, so noodhulp is 'n klompie stappe, maar daar's een stap wat belangriker is as al die ander. Dis jou nommer 1 prioriteit. Dis die heel eerste ding wat jy altyd moet doen. Geen uitsonderings nie. En hier is dit. Nommer 1, bly kalm. Nommer 2, roep die onderwyser. Dis dit. Hoekom so belangrik? Dink daaroor. As jy paniekerig raak, gaan die persoon wat seer gekry het net nog meer skrik. Maar as jy kalm bly, help dit almal om kalm te bly. En dan, die belangrikste, roep jou onderwyser. Hoekom? Want die onderwyser is opgelei om te help. Hulle weet presies wat om te doen. Onthou, dis baie belangrik. Moenie self probeer om 'n ernstige besering te behandel nie. Dis die onderwyser se werk. Fantasties, so jy's kalm en die onderwyser is op pad. Nou, is daar nog iets wat ons moet doen? En hierdie is soos die goue reël van noodhulp. Dis iets wat jy nooit ooit mag vergeet nie. Dis is rondom jou gewondheid te bewus. En daai goue reël, dis om jouself en ander te beskerm. Hoe? Deur handskoene aan te trek. Kyk, voor enige iemand, jy of die onderwyser aan 'n oop wond raak, moet daar mediese handskoene aan wees. Jou hande, al was jy hulle sopas, is vol klein onsigbare kiemetjies. As daai kieme in 'n wond kom, kan dit 'n lelike infeksie veroorsaak. Maar dis nie al nie, die handskoene beskerm ook vir jou. Jy weet nooit wat se kieme in iemand anders se bloed is nie. So, dis 'n dubbele beskerming. Dit beskerm jou maat en dit beskerm jou. Dis 'n win-win situasie. Nou ja, ek het nou gepraat van 'n infeksie. Wat is dit nou weer? 'n Infeksie is presies wat gebeur as daai kieme wat ons nie kan sien nie, besluit om partytjie te hou in 'n oop wond. Dit maak die area rooi, dit word seer en dit voel warm as jy daaraan raak. En dis presies wat ons wil stop met die handskoene en deur die wond skoon te maak. OK, kom ons vat gou weer voorraad. Jy's kalm, die onderwyser is geroep, jy het handskoene aan. Perfek. Nou en eers nou dat ons veilig is, kan ons help met die wond self. Kom ons kyk na die regte manier om 'n klein wond skoon te maak. Basies is daar 2 dinge wat ons nou moet doen. Stap 1, maak die wond skoon. Stap 2, verbind die wond. Hoekom is skoonmaak so belangrik, veral in 'n werkswinkel? Wel, dink aan al die stof, die saagsels, dalk klein stukkies metaal. Ons wil niks van dit in 'n ook sny hy nie, né? En nadat dit skoon is, verbind ons dit. Dit beteken ons sit 'n pleister of 'n verband oor dit om dit te beskerm terwyl dit genees. Maar hoe maak ons skoon? Dis ook belangrik om dit reg te doen. Die beste manier is met skoon lopende water. Hou die wond somme onder die kraan om al die vuil goedjies uit te spoel. Dan as jy het, gebruik 'n bietjie antiseptiese middel soos Dettol of Savlon. Dis daai goed wat die kieme doodmaak. En hier's 'n proewenk. Wanneer jy met 'n wattebolletjie of lappie vee altyd weg van die wond af, nie na binne nie, want jy wil nie daai vuil goed per ongeluk terug in die sny indruk nie. So, die wond is nou silwer skoon. Wat nou? Nou het dit 'n beskermer nodig. Dis waar 'n verband inkom. Nou 'n verband kan 'n gewone pleister wees of dalk 'n groter stuk skoon lap. Wat belangrik is sy werk. En sy werk is om soos 'n lyfwag of 'n skild vir daai wond te wees. Dit hou al die nuwe vuil goed en kieme uit, sodat jou liggaam rustig kan aangaan met die groot werk om alles weer heel te maak.
OK, die persoon is gehelp, die wond is skoon en toe. Buikwerk. Maar wag, ons is nog nie heeltemal klaar nie. Daar is nog een laaste en ek moet sê, baie slim stap wat ons moet onthou. En hierdie stap help om seker te maak ons hou almal in die toekoms nog veiliger. En wat is hierdie laaste stap? Dis die een wat mense soms vergeet, maar is krities belangrik. Ons moet die besering neerskryf. Elke liewe een, al is dit met 'n klein krappie of 'n snytjie. Dit moet in die skool se ongelukregister aangeteken word. Dis nie onderhandelbaar nie, dis 'n reël. Maar hoekom is 'n bietjie admin nou so belangrik? Wel, daai ongelukregister is eintlik soos 'n speurder se notaboek. Ons skryf neer wie seer gekry het, waar en hoe dit gebeur het en wat ons gedoen het om te help. Nou as die skoolhoof aan die einde van die maand deur daai boek blaai en sien sê nou maar 5 mense het by dieselfde masjien seer gekry, dan weet ons daar is 'n probleem. Dan kan ons daai masjien regmaak of die reëls verander. Sien jy, deur daai klein snytjie neer te skryf, help jy eintlik om te keer dat iemand anders dalk ernstig seer kry. Jy maak die hele werkskoolwerk veiliger vir almal. En daar het julle dit. Dis die basiese stappe van noodhulp in die werkskaalgrei. Sien, dis nie so moeilik nie. Jy het nou die kennis om regtig 'n verskil te maak, om 'n kalm en goeie helper te wees as iemand jou hulp nodig het. Kom ons hardloop net vinnig weer deur daai stappe om seker te maak dit sit vas. Goed, hier gaan ons. Onthou julle, eerste en belangrikste, bly kalm. Dan roep jou onderwyser. Voor jy enigiets doen, trek handskoene aan. Dan maak die wond skoon. Bedek dit, verbind die wond en laastens skryf dit in die register. Dis dit. Daai 6 stappe is jou padkaart om te help. Moet ooit vergeet hoe belangrik hierdie kennis is nie. Hierdie is nie net iets wat ons vir 'n toets leer nie. Soos die skyfie sê, basiese noodhulp is 'n lewensreddende vaardigheid. Dit beteken dit kan letterlik eendag iemand se lewe red. Dis 'n vaardigheid wat jy vandag hier in die klas leer, maar wat jy saam met jou dra vir die res van jou lewe om die mense vir wie jy lief is veilig te hou. So ek wil julle los met een laaste vraag om oor te dink. Nou dat jy weet wat om te doen, hoe gaan jy 'n leier wees as dit by veiligheid kom? Nie net deur te help as iemand seer kry nie, maar hoe kan jy jou maats herinner om veilig te wees elke dag? Hoe kan jy help om ongelukke te voorkom nog voor dit gebeur? Dis iets om oor te dink. Baie dankie vir julle aandag. Bly veilig.